With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Yeah, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Here, ons is dankbaar om so by mekaar te kan wees hier vroeg in die week by ons Pinkstergeleentheid. Ons is dankbaar dat ons kan weet U is God drie-enig en aan U kom al die eer toe en al die lof en al die aanbidding. En dit is wat ons sommer hier reg aan die begin van die aand vir U wil sê. Dit is hoe ons U erken as die drie-enige God van hemel en aarde. Dankie dat ons kan weet dat U ook vir die res van die aand, wat ook al hier mag gebeur, hier saam met ons is, en ons begeerte, ons wens, ons gebed is, dat U self hier aan die woord sal kom. Dat U self hier met U kinders, hulle vir wie U gesterf het, hierdie mense wat hier sit, U het vir hulle gesterf. Maar U het ook aan ons almal U Gees geskenk, dat U ons sal vasvang in die wonder van U woord en van U genade en van U liefde. Dit bid ons in die wonderlike naam van die Koning van die Kerk, Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Goeienaand broers en susters, baie welkom hier by die maandag aand. Is lekker om ook vir julle hier te sien.
is ook vir my goed om te kan weet dat ons nie nou hier waar ons nou saam is alleen aan die gang is nie. Hier iewers anders is daar daarom nog ander klein mensies ook aan die gang en bietjie groter mense daar in die tent. Nou ek weet dat die Peters is hier in die vierkant daar rond by Jana hulle. Die graad R tot en met graad 6 is in lokaal B. Jy weet mos wat dit is as jy dalk nou nog wil presies weet waar hulle is. En dan is die tieners van graad 7 tot en met graad 12 in die tent. Dis waar hulle nou ook die Here aanbid en sommer net in die teenwoordigheid van die Here kom op hulle unieke manier en is vir ons lekker om op so 'n manier te kan voorsiening maak ook vir hulle. En dan moet jy nou nie vergeet nie dat na die bid hier by waar ons nou besig gaan wees is daar sop en broodjies. So kom geniet dit. Kom laat ons die gemeenskap van gelowiges ook op so 'n manier kan vier. Is lekker om so by mekaar te wees. Goed. Dit is die aankondiginge wat ek sommer vir u wil deur. Baie dankie vir alles wat al ingekom het hier. Broers en susters, dankie dat u reageer en dat ons so draers van hoop kan word vir 'n wêreld wat in nood verkeer. Gaan uit na ons gemeente toe. Ons is die Here baie dankbaar daarvoor, maar u weet nou ook van die nasionale projek Hoop, Winterhoop, waarin ons landwyd wil deelneem aan vir mense wat koud kry en u het die inligting oor wat ons vir hulle kan gee. Ons gaan nou 3 liedere saam sing. Die laaste lied is Kom o Skeppergees en as ons met hom begin, dan kan u maar gaan sit, want daarna gaan ons weer 'n gebed doen. So kom ons loof die Here uit volle bors en met dankbaarheid vir wie hy is. Amen.
Here, ons begeerte is inderdaad dat U ons in die waarheid sal lei. Die waarheid van U woord. Soos wat ons sing, woord van God, woord van die lewe. Woord vir ewig, vas en waar. Woord onfeilbaar en verhewe, waarin God hom openbaar. Waarin God hom openbaar. Om vir ons hoop te gee. Sodat ons saam met die lewende hoop Jesus Christus kan leef deur die wonderlike werking van die Gees van God. Woord van God, woord van die lewe. Onfeilbaar, vas en waar. Dwars deur die eeue, Here, hou ons vas aan U woord. Dankie dat ons U woord het en dat ons dit kan oordink en dat U Gees dit nuut maak in ons lewens. Ook in Pinkstertyd, wanneer daar diep in ons harte 'n begeerte is, Here, dat ons herlewing sal beleef. Dat ons 'n werk van die Gees van Christus sal beleef, wat ons as mense nie kan opwek nie. Hierdie kerk, hierdie gemeente, die kerk van Christus, die koninkryk is U sin. U is die koning daarvan. U is die heerser. Ons dank U daarvoor dat ons met daardie sekerheid dan ook vanaand U woord kan lees. En dit kan oordink. Ons dank U daarvoor. In Jesus se naam bid ons dit alleen. Amen. Broers en susters, ons tema vanaand is ons hoop dat die Heilige Gees gemeentes kan verander. En ek wil hê ons moet
lees uit Handelinge uit, soos wat ons nou ook die afgelope paar aande gedoen het, en sekerlik ook die volgende paar aande sal doen. Handelinge 1 vanaf vers 37 en ons gaan lees tot en met vers 47, is 10 verse. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons nou doen? Dis nou na Petrus nou met hulle gepraat. Wat moet ons nou doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe en sal julle die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Dis nou hierdie mense wat niks van Jesus wou weet nie. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Met die uitstorting van die Heilige Gees is daar 3000 mense tot die gelowiges gevoeg. Dis meer as wat Jesus kon doen, en ek sê dit nou met respek. Dis die krag waarmee God die Gees toegerus het. Meer as 3000 mense. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis, die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Ons lees tot sover. Dis die woord van die Here. Ons hoop lê daarin. Ons hoop, ons verwagting lê daarin dat die Heilige Gees 'n gemeente kan verander. En ons moet nou vanaand mekaar iets daaroor sê. Want dit het inherent met ons hoop te doen. Hoop, wat ons dan nou ook sê in ons tema, die sleutel tot die lewe is. So as ons nie met die kerk hoop kan ontvang nie, of deur die kerk, of die instansie so beskou deur die Gees en die werking van die Gees, hoe moet ons hoop ontvang? Nou, vir my is dit altyd, liewe vriende, as 'n mens nou sê, ons hoop dat die Heilige Gees 'n gemeente verander, dan sal ek graag net eers wil weet, waar kom die gemeente vandaan? Wie is 'n gemeente? Wie is dan nou eintlik die bron? Kan ek dit nou
in leuke terme sê die stigter, die oorspronklike gewer van die gemeente. En dit het my laat dink aan wat ek die afgelope week beleef het. Ek dink dit is in verlede week, u kan my nou help as ek nou verkeerd is, het ek gelees mos, en dit was oor die nuus, dat Shell onttrek mos nou uit Suid-Afrika uit, nee. Op so 'n manier, dit klink vir my dat die motorhawens nog aan die gang is, maar hulle sal dit nou seker maar verkoop of op een of ander manier nou dit bedryf dan. Shell is uit Suid-Afrika uit, en as ek dit nou nie mis het nie, Duard was hulle 80 jaar hier, sê hulle. Was Shell hier in die land. Ons nou eers uit Nederland uit, en daar is hulle nou om besigheidsredes, klink dit vir my Engeland toe, en hulle word uit Engeland uit beheer en so aan. Maar Shell is nou weg. En ek wonder toe daaroor, want ek het ook gelees in The Times Live, dat die CEO van Volkswagen, nou u weet vir hoeveel jare is Volkswagen aan die gang onder in Kariga daar in Wouter, daai wêreld waar jy vandaan kom, jy sal beter weet. Dat hy gesê het, uiteindelik gesê, ek het dit nou hier neergeskrywe, dis Thomas Schaefer het gesê, he caused a stir at the weekend by saying South Africa must get its political and infrastructural act together or risk losing major foreign automotive investment. Volkswagen, wat al so lank in Suid-Afrika is, wil gaan. Die 6de Mei, dis verlede maandag, nee? Die 6de Mei is daar berig Reuters that one of the Rainbow Nation's most familiar companies, BHP Billiton, julle moes al almal gehoor het van BHP Billiton. Nie dat ek nou weet presies wie hulle is nie, ek sien maar net, hulle is die wêreld se grootste mynboumaatskappy. Largely withdraw from the country more than 100 years after it was founded. Nou, ek is nie besig om nou vir u hier bang te praat of nou sommer 'n klomp politieke onsin te praat of wat ook al nie. Die beginsel vir my is dat toe hulle gekom het, toe BHP Billiton gekom het, toe Volkswagen gekom het, toe Shell gekom het, het hulle gaan sit en hulle het 'n kontrak opgestel met wie ook al, kom ons sê nou by wyse van spreke met die regering, en hulle het gesê, luister ouens, dit is julle, en dit is ons verantwoordelikheid, dis julle verantwoordelikheid, as die kontraktuele verpligtinge nie nagekom word nie, dan het dit reperkusies. Dan kan dit beteken dat ons onttrek. Wat klaarblyklik nou in die pipeline is, moet nou nie, ek wil nou nie sê dit is so nie, sit hier is Afrikaans. Maar sê nou dit is so. Ons lees dit daarom nou in die koerante. Die kontraktuele verpligting is, jy het 'n verantwoordelikheid, ek het 'n verantwoordelikheid, as jy dit nie nakom nie, dan is die kontrak verbreek. Is logies, né? Gisteroggend is ons hier in die kerk by mekaar, en ons het weer die doop beleef. Die doop wat dui op die verbond wat God met die mensdom gesluit het, om vir hulle te sê, ek sal julle God wees, en julle moet my volk wees. Dis die teken van die verbond, die doop wat ons hier gesien het. Dis goed om te verstaan, as ons praat van hoop, dat die verbond glad nie die karakter van 'n kontrak het nie.
God het die verbond eensydig vir my en vir jou gegee. Hy het gesê, ek sal julle lief hê tot aan die einde van die wêreld. Ongeag wat jy daarmee maak. As jy hom verwerp, as jy nie gehoor wil gee nie, dan sê God, sal hy jou steeds lief hê, so lief hê, dat wanneer jy na hom toe kom, sal hy jou aanvaar, sal hy jou innooi, sal hy jou by hom neem. Want hy sê, daar's geen kwalifikasie vir jou om 'n Christen te word nie, om 'n Christen gelowige te word nie. Dis wat die doop sê. Hy was so verbind, of is so verbind aan ons, dat hy, julle ken die geskiedenis, dat hy sy seun vir ons gegee het. Hy het sy seun geoffer vir ons, om te sê, dis hoe ernstig ek is, oor hierdie verbond, wat ek met julle aangaan. En ek wil baie graag hê, jy moet dit in gedagte hou die hele aand. Daar's 'n verskil tussen die verbond, en 'n kontrak. Die CEO's van hierdie 3 maatskappye sou kon onttrek. Dis hulle goeie reg, want daar was 'n kontrak. Kan ek dit nou, ek wil nou nie platvloers raak nie, maar kan ek dit so stel, die CEO van die hemel het gesê, ek gaan 'n verbond met julle aan, en julle kan maar onttrek. Ek sal hom hou. Toe stuur hy sy seun. En sy seun, jy ken die geskiedenis. Sy seun het een ding in gedagte gehad. Dit was die redding van die mensdom en die gepaardgaande stigting van die kerk. Die totstandkoming van die kerk. Sodat daar in die kerk mense kan agterkom, wie is die God wat die verbond met ons gesluit het? Jy kan mos nou, enige plek in die skepping kan mense mos nou vir jou sê, ek kan die Here sien. Ek kan die God, as ek daar by die see sit. Ek kom nie so na 'n kerk toe, man, ek sit daar by die see, lekker, as ek naby aan my Here. Dan is die vraag, wie is jou Here? Waar leer jy hom ken? Hieruit. En hier. Die Jesus sê, dis wat hy wil doen. Hy wil deur sy gees, wat op 'n baie spesifieke manier die rykdom van God se genade en van sy versorgende liefde, ja, alles wie hy is en wat hy vir ons wil wees, aan ons bekend maak. Nie met 'n kontrak nie, met 'n eensydige verbond. En as waarborg daarvan het hy van ons sy gees gegee, en Wouter het Sondagoggend daaroor gepraat. Heilige Gees is uitgestort op ons. Met die uitstorting van die Heilige Gees, jy weet mos nou met die 4 tonge en alles, en die verskillende tale wat daar gepraat is, terloops, dit het niks te doen met die spreek van tale nie. Dis bestaande wêreldtale wat daar gepraat is. Het die Gees van God die kerk tot stand gebring. Die dag met die uitstorting van die Gees het die kerk tot stand gekom. Dit word allerweë beskou as die begin van die kerk, van gemeentes, as ons dit dan nou so moet stel. Nie deur kontraktuele verpligtinge nie, maar om vir die mensdom te sê, Jesus het vir hulle gesê, gaan Jerusalem toe. Ek het nou gesterf aan die kruis,
Hy gaan opvaar hemel toe. Hy het opgevaar hemel toe. Hy sê vir hulle, gaan wag in Jerusalem, want ek gaan vir julle die Gees gee. Nie, kan ons 'n bietjie onderhandel oor die Gees? Wat gaan julle aandeel wees? Ons 'n bietjie 'n kontrak opstel. Nie so nie. Hy sê, ek gaan dit vir julle gee. En so gaan gemeentes ontstaan. En dan die versekering. Ek sal my liggaam, want dit is mos nou soos die kerk bekend staan, Paulus praat mos nou baie in Korintiërs daaroor. Ek sal my liggaam aan julle nie onttrek nie. Ek sal nie my liggaam, ek sal nie die kerk, die gemeente aan julle onttrek nie. Soos wat die verbonde eenmalige geleentheid was by Abraham, Jesus se koms tot en met sy hemelvaart, 'n eenmalige geleentheid was, die uitstorting van die Heilige Gees 'n eenmalige geleentheid was. So is die begin van die kerk 'n eenmalige geleentheid en die totstandkoming is daar van die kerk lê daarin dat die Gees dit gedoen het. En as ons dan nou vra, ons hoop dat die Heilige Gees 'n gemeente kan verander. Wie die gemeente gestig? Die onfeilbare God het dit gedoen. As ons vanaand hier uitloop en jy dink oor hierdie gemeente en jy dink maar hier was 'n bietjie minder mense as wat ons altyd in die dienste verwag, moenie bekommerd wees nie. God onderhou sy kerk. Hy doen dit. Dis waarin ek dink die wonderlike sekerheid van ons hoop lê. Hoe bely ons in die apostoliese geloofsbelijdenis? Glo in God die Vader en in Jesus Christus se enige gebore seun en in die Heilige Gees. En wat is die volgende artikel? Aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Sonder om voor te gee dat daar 'n kronologie is in die geloofsbelijdenis. Waarom is dit so dat as oor die drie enige God gepraat is, direk daarna dan sê hy, ek glo in wat u vir ons gegee het, die kerk. Broers en susters, as jy nou waaragtig wil hoop hê vir die toekoms, weet dan, God het die kerk vir ons gebring en hy sal tot in alle ewigheid, totdat die nuwe Jerusalem, die nuwe aarde, die nuwe hemel kom, sal die kerk nie verlore gaan nie. Dis die belofte. Ons is nie uitgelewer aan een of ander CEO en die mark nie, of aan die wispelturigheid van politieke situasies, of ekonomiese toestande, of vakbonde, of wat jy dit ook al wil noem nie. Want dis wat Jesus gedoen het. Dis die heel eerste ding wat ek vir julle wil sê. Maar dan lees ons in Handelinge 2 en ook in Handelinge 4 wat ons nou nie saam gelees het nie, daar's ander eienskappe van 'n gemeente wat tot stand moet kom wat vir ons hoop sal gee. 'n Gemeente is nie maar sommer net 'n gemeente nie, die woord beskryf vir ons hier hoe moet 'n gemeente lyk. Waar's Gert? Jy nooi my altyd so na die rolbal toe. Gert, hoe moet 'n rolbalklip lyk? Daar moet 'n konstitusie wees, daar moet dit wees, daar moet dat wees, en dan moet die ouens op 'n sekere manier optree en hulle sekere goed, selfs met 'n cricketklap, selfs met 'n wat dit ook al mag wees. Tannie die hekelklap. Net Tannie, ja. Hulle daar sekere goed wat jy moet nakom. Hoe moet die kerk lyk? Nie omdat jy sekere goed moet nakom nie, maar omdat dit is wat God wil hê in die kerk moet gebeur. In die gemeente moet gebeur. Nou, die meeste van die eienskappe wat hier genoem word, is nie regtig kontroversieel nie. Is nie regtig vir ons moeilik om te verstaan nie, is ook nie regtig vir ons moeilik om te glo nie. Is ook nie regtig vir ons moeilik om daaraan deel te neem nie. Daarom is dit ook eienskappe van hoop. Dis dwars deur die geskiedenis is dit so, dat die kerk
van hierdie goed wat hier beskryf word gemaklik mee is en gemaklik doen. Gehoor gee daaraan. Byvoorbeeld in vers 22 gaan dit oor die onderrig en die leer van die apostels. Met ander woorde, ons moet onderrig. Die leer van die apostels destyds was eintlik maar die leer van Christus, want dis wat hulle mos nou gehad het. Christus wat gekom het en so meer tot sy hemelvaart. Dit was die leer van die apostels. So, om dit te onderrig, probeer dit evalueer aan ons gemeente ook. Wat moet vir ons hoop gee, is daar nog 'n gemeente wat dit kan doen? Ja, ons gemeente, ek glo so. Die onderlinge verbondenheid, die koinonia, ek dink ons beleef dit in verskeie op verskillende maniere, maar veral ook Sondae, soos ons daar by mekaar kom. Dis hoekom ons hier altyd aanmoedig om soontoe te gaan. Koinonia, maar dan ook koinonia waar ons oor die woord by mekaar kom. Sommer in groepe, in Bybelstudiegroepe en al die goed. Dan is daar die saam eet en die saam bid. Nou veral hierdie middelste twee, die onderlinge verbondenheid en die saam eet, klink so alledaags. Dit klink so, blokkies ek gaan na jou toe kom en jy sê, Willem, kom eet 'n bietjie daar blaaivleis. Sis kom, maar so right. Kom, as jy iewers eet, en julle is saam daar as gelowiges. Dit gee uiting aan wat God bedoel het ons moet doen. Om ook saam te eet. Nou ek weet daar's nou, miskien is daar aan julle gedagtes dalk nou ook die nagmaal, wat nou ook iets is, maar hier gaan dit dood eenvoudig oor saam eet. Oor saam kuier. Maar in vers 46 en vers 47 kom maar twee goed by. Lofprysing en die goedgesindheid van die res van die volk. Kom ons vat net eers die laaste een. Die goedgesindheid van die res van die volk, die Romeine, was nie vanselfsprekend nie. Daarbo vanuit die strukture uit wou hulle die Jode wegjaag, hulle wil hulle doodmaak, hulle wil die Christene wil hulle mos nou, en ons weet mos nou die vervolging het toe nou ook gekom. So, om te sê, daar was mense van die publiek, wat die Christene goedgesind was, moes beteken het dat die Christene sekere van hierdie goed gedoen het, en dit het hierdie mense aangetrek het. En gedink het, wauw, hulle word eintlik so vervolg, maar hulle is so goed vir ons. Wat was die ander een wat ek nou oor gepraat het, oor die lofprysing? Weet jy, ek wonder altyd oor die lofprysing. Oor die lofprysing sommer net van ons gemeente ook. Lofprysing. Loof God met jou sang. Loof die Here al wat Here. Of sing ons uit volle bors, al is ek hoe vals. As julle vir my en Wouter, as ons gaan kamp langs mekaar hoor, dan sal julle dadelik hoor wie is die vals ene. Broers en susters, ons is veronderstel, 'n gemeente moet kan sing uit volle bors uit. Want wat is die gedagte daar agter? Om die een wat het vir ons gegee het, te loof en te prys. Die een wat vir ons sê, julle kan rustig wees, julle kan hoop hê in die toekoms, want ek het soveel vir julle gegee. Maar dan kom daar twee moeiliker goed, waaraan 'n gemeente geken word. Margaret?
vers 43 sê, die apostels baie wonderwerke gedoen. Maar nou praat ons van wonderwerke, groot wonderwerke. Apostels het baie wonderwerke gedoen. Nou is mos die eerste vraag wat nou in ons opkom, is as hoop die sleutel tot die lewe is, en ek hoop dat God gemeentes verander, sodat daar mense in die gemeente kan wees, wat wonderwerke kan doen, en dit gebeur dan nou nie hier by ons nie. Hoe dan nou? Ek wil net 2 opmerkings daaroor maak. Die nuwe vertaling is eintlik 'n bietjie van 'n ongelukkige vertaling, want daar staan eintlik, kyk, die nuwe vertaling sê, gevul mekaar waar, as ek nou, watter vers is ek nou? Maar in elk geval die apostels, hierso, die apostels het baie wonders en tekens gedoen. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen. Maar die grondteks, julle sal dit ook raak lees in die ou vertaling. Die ou vertaling staan daar, God het deur die apostels baie wonderwerke gedoen. Reuse verskil. God het die wonderwerke gedoen. Op daardie stadium, met die stigting van die kerk, het God dit goed geag om sy apostels te gebruik om wonderwerke, groot wonderwerke te doen, sodat die gemeente tot stand kan kom, sodat die wêreld kan sien, wie is die Here? Die tweede ding is, Pieter, ek is nou sommer lus aan hou 'n vasvraag. Is daar nog apostels? Kan ons nog sê die apostel aan bestaan? Bertie, is jy nie dalk 'n apostel nie? Want as jy is. Vriende, daar bestaan nie meer so iets soos apostels nie. Daar was 3 kriteria vir apostels, om 'n apostel te wees. Die eerste was, jy moes deur die Here Jesus self gekies gewees het. Dis in Handelinge 1, gaan lees dit. Jy moes deur die Here Jesus self gekies gewees het, jy moes 'n ooggetuie gewees het van sy werk, en jy moes saam met die apostels, moes jy darm so 'n bietjie rondgeloop het. Dis hoekom Paulus se apostelskap soms so 'n ding was. Maar al 3 daai goed was waar van hom. God het homself gekies. So, daar is nie meer apostels nie. Dit nou sommer net oor die wonderwerke. Ons praat nie oor van wonderwerke wat daagliks in ons lewe gebeur nie. Ons kyk nie goed mis. Ek wil ook nou nie oor wonderwerke praat nie. Ek praat oor hierdie gedeelte wat hier is. Maar dan is daar nog 'n lekkerder een. Die lede van die gemeenskap het hulle besittings verkoop en die geld aan die armes uitgedeel. Garth, ek soek jou huis. Vanaand as jy gaan jy 'n bordjie opsit. Dan sê jy ten bate van La Rochelle. Selfs op ons huis. Ek hoor hulle gaan ook onttrek in die land. Nee, ek jok so. Ja. Wat sou ons daarvan moet sê? In kort kom dit daarop neer, broers en susters, dat 'n mens moet verstaan dat hierdie eerste gemeente onder geweldige vervolging en druk as 'n baie klein gemeente ontstaan het. Dat hulle arm was. Hulle is mos nou uit die samelewing uitgeweer. En wat doen die armes tot vandag toe nog? Praat met mense wat werklik arm is. As ek vandag 'n pak suiker kry, dan deel ek dit vanaand met jou, Mikkie. Want môre aand kry jy 'n pak meel
en dan deel jy dit met my. Die verkoop van die besittings was noodsaaklik op daai stadium sodat die kerk van die Here Jesus moes groei of kon groei. Maar nêrens in die woord. Ons sê altyd, die woord van God, die heel eerste ding wat jy moet verstaan is, die woord van God verklaar homself. Nêrens in die woord. Jy sal, die woord kan jy oopslaan en jy sal al daai goed, al die kenmerke van 'n kerk, sal jy dwars deur die woord, sal jy dit kry, tot aan die einde toe. Maar hierdie een van die verkoop van jou goed, word hier genoem, in hoofstuk 2, en dan in hoofstuk 4 word daar uitgebrei daarop, oor dieselfde gemeente in Jerusalem. So dit wil voorkom, asof dit wat hier gebeur het, was nou nie soseer 'n eenmalige gebeurtenis nie, dit kan vandag nog gebeur, maar dit was nodig vir daai stadium, dat dit gebeur, dat mense hulle besittings verkoop het, en dit vir die armes gegee het. Dit sou tog mos nou logies gesproke nie werk, as ons nou vanaand vir mekaar moet sê, ons is nou almal wat hier sit, is nou oortuig, ons moet nou al ons goed verkoop, en dan moet ons dit nou vir die armes gaan gee, en môre het ons nie meer 'n gemeente wat vir niks vir die armes kan gee nie. En maak mos nou nie sin nie. So daar moet iets anders bedoel word daarmee. En ek dink as 'n mens luister nou wat die mense sê, daaroor, daar was baie nood. En dit is hoekom mense die goed verkoop het, hulle besittings verkoop het. Wat 'n verdere belangrike ding is jy lees ook, veral in die Engelse vertaling, wat die regte vertaling is, dat die mense, dit gaan nou oor vers, die vorige vers, by vers 42, hulle sê, hulle het hulle herhaaldig toegeleef die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Maar dan hoor ons, hulle het volhard in die om dit te verdeel. Die Engelse vertaling sê, they continued to do that. So dit was, vandat hulle Christene Jesus aangeneem het, nog voordat die kerk ontstaan het, was dit reeds wat hulle gedoen het. Om mekaar so aan die gang te hou. En nou die kerk van die Here Jesus so aan die gang te hou. Die Bybel is vol daarvan dat daar besorgdheid is oor die armes. Dat daar besorgdheid is oor die ekonomiese onderdrukking van mense. Maar alle aanduidings is daar in die Bybel dat alle gelowiges hulle huise, hulle eiendom behou het. En dan net gasvry was met dit wat hulle gehad het. En dit beskou het dat niks wat ek het is my eie nie, dis vir my geleen. Dis die Bybel. Dis wat die Bybel sê. Nou sit julle hier en julle wil vir my sê, wat van La Rochelle gemeente? Wat van ons? Jy kan vir ons honderde en nog meer voorbeelde uit die Bybel uit gee. Gebeur daar so iets vandag nog? Word mense nog deur die Gees van God terwille van die kerk oortuig om goed te verkoop, om die armes te help? Bestaan so iets? Kan ons sê, ek gaan vanaand hoopvol hieruit, want wat die Bybel sê, selfs in sy strengste voorskrif, wat eintlik nie iets is wat vir die hele kerk bedoel is nie, kan ek sê selfs dit gebeur vandag nog. Nou kyk, dit is nou 'n gevaarlike ding wat ek nou doen, want ek wil vir u sê, 'n mens moet nie, as daar sulke goed gebeur, dan lees jy, dis God wat dit doen, dis die Gees van God, die Gees wat uitgestort is, hy beweeg jou om dit te doen.
Sou dit gebeur? Maar nou wil ek hom net vir u sê, as ons vir iemand vra, hier van vooraf, vriende, ons soek, een van julle nie 'n ou yskas nie. Ons yskas het nou opgepak daar in die kombuis, en as julle net ons kan help, en iemand in die gemeente word aangespreek deur die Here Jesus, ek weet nou nie of die persoon regtig iets verkoop het nie, maar onthou nou, dit gaan ook nie net of jy iets verkoop nie, dit gaan ook wat jy gee. Wat is die merk dan nou wat dit op jou laat? Wat is die offer wat jy bring? En iemand koop vir ons 'n splinter nuwe yskas en wat se naam kom lewer hom hier af. Sê maar Tafelberg Meubilair sou hier kom. Wat gebeur as jy nou op 'n dag, Kraffie, jy is ook mos hier. Wat gebeur nou op 'n dag as jy by my kom, so 'n paar jaar gelede, en jy sê vir my, Willem, weet jy, hierdie maand lyk ons dankoffer nie goed nie. Dis 'n bekommernis. Ons is bekommerd daaroor. En hy kom 2-3 dae na by my, hy sê vir my, ek weet nie hoe dit werk nie, ek weet nie wie dit is nie. Maar iemand het sopas R50,000 in die kerk se rekening inbetaal. Hoe werk dit as iemand oortuig is diep in hulle harte om te sê die dag as ek te sterwe kom, gaan ek 'n gedeelte van my erflating wat ver oor R100,000 is vir die gemeente nalaat. Dis nie 'n menslike aksie nie, dis nie 'n menslike oortuiging nie, dis die Gees van God wat werk. Laaste voorbeeld, jy kan aangaan. Ons het 'n paar jaar gelede begin ons met Vadim. Jy weet wie is Vadim, né? Vadim wat ons ondersteun het ons nou in die Oekraïne. Ons begin en daar ontstaan 'n krisis daar's geweldige nood daar. En ons kondig dit in die gemeente af en ons kondig ook die nood af wat daar is. En sê vriende, ons het regtig 'n hele klomp geld nodig om die woord van God, om die kerk van God wat geplant is en moet aanhou, om dit te laat voortgaan. En dan kom 'n ouerige oomie by my, hy is nie meer met ons nie, hy het ons vooruit gegaan. Hoe sê die Engelse? May he rest in peace and rise in glory. En hy sê vir my, Dominee Willem, die Here beweeg my om my Mercedes te verkoop en die geld te vat en dit vir hulle te gee. Nou moet u my verstaan. Ek sit nou daar, aan die een kant wil ek sê, oom, het jy al 'n koper? En aan die ander kant wil ek sê, Here, ek kan mos nie die man aanmoedig om sy Mercedes te verkoop. Kan mos nie so werk. En hy is weg by my. En nie lank daarna nie. Hier is hy weer. Hy sê vir my, ek het my Mercedes verkoop. Ek het die geld oorbetaal. Ons het gehoor, die Gees verander mense, het Annemarie gisteraand gesê. Gees verander die oom wat sy kar verkoop het, yskas koop het. Vir die mense wat nie dit doen nie, maar wat sê, hier is 'n offer wat ek bring. En Here, u wat die koning van die kerk is, weet dat dit nou nie R50,000 is nie, maar dis my alles op die altaar. Toes gesing. Is dit? God verander mense. En dan, as julle kinders gaan trou, en hulle kom by my, en ons praat met hulle oor hulle huwelik,
Ons praat met hulle oor wat gaan gebeur nou as jy nou getroud is en so aan, nou meer in deels die geestelike sy daarvan. Dan lees ons vir hulle die formulier die dag as hulle trou. Dan sê ons die woord van God help ons om te verstaan dat die gesin, hoor mooi, Alwyn, die gesin is die gemeente in die kleine. Ons hoop dat die Heilige Gees se gemeente verander. Ek bid dat God ons as gesinne sal verander, sodat ons 'n veranderde gemeente sal wees, sodat ons almal kan hoop skep. Maar hoop maar ek weet, die Here is getrou, hy doen dit, dis sy kerk. God het van die begin af gemeentes verander. Van dag 1 af, en hy doen dit nou nog. En ek wil hê jy moet nou vir die Here dankie sê daarvoor. Sê vir hom dankie, dat daar hoop is in jou lewe, of jy nou hoop wil hê vir wat ook al, persoonlik, en of daai hoop is dat hierdie gemeente, en ons moet nou nie dink aan gemeentes wat toemaak, ek wil ook nou nie daaroor alles, daar's redes voor, winkels maak ook toe, mense trek weg, dit gebeur, geografiese verskuiwing. Maar dankie Here, dat u vir die kerk sal sorg tot reg aan die einde. Dit is hoop. Nie of BHP Bulletin of wat hulle ook al is, of Shell of wie ook al hier is nie. Jesus is hier. Dis sy kerk, dis sy gemeente. 2 gebede. Wouter, het jy die dinge daar by jou? Kom ons gee geleentheid vir 2 gebede. Al wat jy moet doen, ek weet ons is nou uit die gewoonte uit om te bid in tydens Pinkster. Al wat jy doen, is vat die mikrofoon en sê, Here Jesus, ek dank u, dat u vir my hoop gee, omdat u die koning van die kerk is. U het begin, en u sal dit voleindig. Net dit. Steek dit jou hand op as jy, Wouter. Wie gaan bid? Wie gaan bid? Ati, dankie. Kom ons sluit ons oor. Here, ons hoor hierdie week van hoop en ook vanaand van hoop wat 'n gemeente verander en dat die kleinste vorm van 'n gemeente ek is met 'n gesin. Dat ons as gesinne verander moet word, dat ons as klein groepe verander kan word. En ek het baie verandering gesien in die tyd wat ek in hierdie spesifieke gemeente ook is. En ek bid soos Annemarie ook gesê het, dat as ek korrek is, in 1861 met Pinkstergebede gebid was vir herlewing. En dan bid ons vir herlewing van die gees wat in ons is, dat u ons gees kom vernuwe met u gees. En dat ons sal getrou wees aan wat die gees vir ons sê om te doen. Baie dank dat ons die belofte het dat u ons nie sal los nie. En dat die gemeente en die kerk sal voortbestaan tot aan die einde, in Jesus naam. As nog iemand vir die Here wil dankie sê, steek net jou hand op. Wouter sal die mikrofoon bring. Steek net jou hand op. Kom ons dank die Here. Vriende, dis nie 'n vreeslike gebed wat jy moet bid nie. Dis net om vir die Here dankie te sê. Enige iemand. Wouter hierso. Ons almagtige God, dankie dat ons hoop nie lê in besighede, in beurse, in besighede, in politieke partye nie. Maar dankie dat ons enigste ware hoop in 'n almagtige God, Skepper,
God wat mens geword het, vir ons kom verlos het en ons nie alleen gelos het toe hy opgevaar het nie, maar sy Gees gestuur het om sy werk en u plan, Vader, op hierdie aarde tot aan die einde te volvoer. Dankie dat u ons hoop is. Dankie dat dit ons troos is. Al lees ons wat, Netwerk 24 in die koerante, dit maak nie saak nie. U is ons troos. U is ons hoop. En dit vervul ons met vreugde. Amen. Vriende, kom ons staan en sing ons 2 verse saam en dan as ons daarna sal ek die seën uitspreek en dan gaan ons sop drink. Goed, kom ons. Vaste fundamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toe vertrou. Die koning van die hemel erskyn deur woord en gees. Verloren is op aarde, dat al sy volk kan wees. O Heer, skryf in ons harte, dat ons dit nooit vergeet. Al pijnig ons die smarte, al martel ons die leed. Die kruis van ons verlosser sluit vergesigte oop. In 'n verwarde wêreld bring dit weer vaste hoop. Liewe gemeente, die genade van ons Here, Jesus Christus, die koning van die kerk, en die liefde van God, ons Vader, wat Jesus aan ons geskenk het, en die gemeenskap van die Heilige Gees, ons leidsman en ons trooster, die een wat daar was, toe die kerk begin het, sal altyd by en met julle bly. Amen.